Goeiedag en wat 'n heerlike voorreg om jou te verwelkom by dag 365 se dagstukkie. En die tema van hierdie dagstukkie is die heerlikheid wat wag. Romeine 8 vers 18. Ek is van een saak oortuig: al ons swaar kry, weeg glad nie op teen die wonderlike lewe wat op ons wag in God se nuwe wêreld nie. Die boodskap: ons huidige lewe is net die skaduwee van 'n groter werklikheid. Die heerlikheid wat wag. Veronderstel, net vir 'n oomblik, ons leef in 'n wêreld waar die son nog nooit opgekom het nie. Geen sonsopkoms nie. Geen warm sonstrale op jou lyf nie. Geen goue lig oor berge, bome of die see nie. Net donkerte. Die enigste manier hoe mense oorleef is met mensgemaakte ligte. Kersse, lanterns, flitsse. Net genoeg lig om nie heeltemal te verdwaal nie. Maar het jy al opgelet hoe anders lyk dinge in die donker? Kleure verdwyn amper. Alles lyk vaal, koud en plat. Jy skyn 'n flits op iets en ja, jy sien dit, maar dis nog steeds nie dieselfde as wanneer die son daarop skyn nie. Dis beperkte lig, kunsmatige lig. Die wêreld lyk kleiner, dowwer en minder lewendig. En tog sou mense in so 'n wêreld dink, dis normaal. Hulle sou nie eens weet waarop hulle uitmis nie. Tot die dag wanneer die son opkom. Kan jy jou dit indink? Daardie eerste sonstraal van lig wat oor die horison breek. Skielik verander alles. Kleure bars op. Die wêreld kry diepte, warmte, lewe. Dit wat dood en grys gelyk het, begin asemhaal. Dis amper soos die natuur na 'n sagte reënbui. Alles lyk skoner, die blare blink, die lug voel vars. Selfs gewone dinge lyk skielik mooi. Ek dink dat hierdie lewe wat ons nou leef, vir baie soos daardie donker wêreld lyk. Kyk net na mense se gesigte. Dit staan so op nul. Die fronse grou vore en van lag is daar nie sprake nie. Ons probeer oorleef met klein liggies. 'n Bietjie hoop hier, 'n bietjie sukses daar, 'n paar antwoorde, 'n paar planne. Dis soos flitsse in die donker. Net genoeg om mee aan te gaan, maar nie genoeg om die volle prentjie mee te kan sien nie. Selfs ons vreugdes hier op aarde is maar net kerslig vreugdes. Dis dalk hoekom ons onsself soos 'n moe sprinkaan voortsleep. Moeg van al hierdie donker wêreld se stres en swaar kry. Paulus verstaan dit wanneer hy in Romeine 8 sê dat die swaar kry wat ons nou moet deurbeur nie eers naastenby vergelyk kan word met die heerlikheid wat kom nie. Hy praat van 'n nuwe werklikheid, 'n nuwe wêreld, 'n wêreld waar God se heerlikheid alles sal vul soos sonlig wat die donker verdryf. Ons dink nou, ons sien mooi dinge. Ons dink nou ons verstaan liefde, vrede en vreugde. Maar dis nog net die flitslig verstaan. Eendag gaan die son van God se liefde en genade opkom. En dan gaan alles sin maak. Gaan ons homecoming beleef en verstaan waaroor alles gegaan het. En wanneer God se nuwe wêreld finaal deurbreek, gaan hierdie huidige lewe voel soos 'n kersvlammetjie teenoor 'n sonsopkoms. En miskien is geloof juis dit, om in 'n donker wêreld aan te hou leef met die verwagting dat die son enige oomblik kan opkom. Ons sien nou net glimmeringe van wat ons eendag in God se volle lig gaan sien en verstaan. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy leef ons so vlak voor, kortsigtig elke dag? Wat dink jy kan ons doen om God se groter prentjie te sien en te verstaan? Hoe gaan jy vandag begin om onder leiding van die Gees God se lig te laat deurbreek in hierdie wêreld? Here, dankie dat hierdie wêreld nie die einde van die storie is nie.
Help my om met hoop te leef en uit te sien na die volle lig en heerlikheid van U nuwe wêreld. Amen. Mag die Here jou ryklik seën en mag jy hierdie week die glimringe van God se sonsopkoms in jou hart en in die wêreld ervaar en gaan wees dan God se lig in hierdie donker wêreld wat sy hoop laat deurbreek in donker harte van ander mense. Liefde groete, Shaal Botha.